Môre Kruin gemeente en almal wat aanlyn inskakel. Hoeveel keer in jou lewe het jy al iets gesoek wat reg voor jou oë was en dit eenvoudig nie raak gesien het nie? 10 keer pak jy jou handsak uit, nou as hy so te mekaar soos myne is, omdat jy nie 'n ding kry nie. Net om 'n uur later as jy jou handsak oopmaak, dit waarvoor jy gesoek het reg voor jou oë sien. Of jy soek jou bril wat altyd op jou kop was, of jou foon of jou motorsleutels wat die hele tyd in jou hand was. Ek het een keer 'n kort video gesien van 'n groep mense wat 'n basketbal aan mekaar gooi. En die opdrag was eenvoudig geweest. Tel hoeveel keer die wit span die bal gooi. Onthou, ek het intens gekyk. Elke gooi getel. Net gefokus op hierdie bal. En toe die video eindig, sê die stem: "Het jy die gorilla gesien?" Ek was baie verward. En toe speel hulle weer die video. En tot my verbasing stap daar 'n man in 'n gorilla pak reg deur die middel van die toneel. Bly 'n paar sekondes daar staan en loop dan rustig weer uit. Ek het hom nooit gesien nie, want ek was te gefokus op iets anders. Ons gesels vandag bietjie oor geestelike blindheid. Wanneer jy dink jy sien, maar jy eintlik blind is. Ons dink almal ons kan sien. Ons glo ons verstaan hoe dinge is. Geestelike blindheid is nie soos fisiese blindheid nie. Iemand wat fisies blind is, weet dit. Iemand wat geestelik blind is, weet dit nie. Hy is blind vir sy eie blindheid. En hoe weet 'n mens of jy geestelik blind is? En wat kan jy daaromtrent doen? Ons kan partymal so gefokus wees op wat ons dink belangrik is. Ons eie idees, ons eie kennis, ons eie oortuigings, dat ons glad nie kan raak sien wat God reg voor ons doen nie en waar ons hierdie spesifieke ding mis nie. Ons teksgedeelte vandag is uit Johannes. Daar word algemeen aanvaar dat die apostel Johannes die boek, die evangelie van Johannes geskryf het, alhoewel party teoloë bietjie stryd daaroor. Die evangelie, dis die evangelie wat heel laaste geskryf is, met 'n heeltemal ander inslag as die 3 ander evangelies. Ek dink hy's briljant geskryf, volgens my, maar omdat hy 'n bietjie meer poëties en filosofies is, alhoewel dit 'n eenvoudige taal is. Daar word baie maal verwys na die evangelie van Johannes as die boek van lig en water, omdat Johannes dit so prominent gebruik as simbole om Jesus se identiteit en sending te illustreer. Die hoofstuk 5 tot 10 blok van hierdie boek speel af gedurende 4 verskillende Joodse heilige dae of feeste. Onthou, feeste en heilige dae was vir die Jode baie belangrik en elke ritueel wat gedoen is, het 'n bepaalde betekenis gehad. En die Jode het presies geweet wat die simboliek agter dit was. Jesus het dan hierdie beelde wat verband hou met die feeste en dae gebruik om aansprake oor homself te maak. So, in hierdie hoofstuk 5 tot 10 gaan dit dan oor die Sabbat en die Pasga en die gedeeltes waaruit ons lees vandag in Johannes 7, 8 en 9 speel af tydens of net na die Hittefees of die Tabernakelfees of Sukkotfees, is selfde ding. Hierdie Hittefees of die Sukkot of die Tabernakelfees was een van die 3 groot pelgrimsfeeste van Israel. Met ander woorde, die Jode moes reis na Jerusalem in herfs om dankie te sê vir die oes en ter herinnering aan God se sorg tydens die woestyntog. Jode kom na Jerusalem en moet dan 7 dae in hulle tydelike hutte woon en God aanbid. Onthou, tydens hulle tyd in die woestyn was die tempel die tabernakel genoem, want dit was 'n tydelike tent en God was sigbaar daar in die tent en het onder hulle gewoon.
So wanneer hulle in hulle tydelike hutte gebly het tydens hierdie fees in Jerusalem, was dit ook 'n profetiese verwagting dat God eendag weer sigbaar sou wees onder sy volk, woon onder sy volk. Soos by alle feeste was daar tydens die Sukkotfees ook sekere seremonies en rituele wat by die tempel gedoen is. In die tyd van Jesus het daar by die tempel seremonies plaasgevind wat nie in die Ou Testament Moses se instruksies staan nie, maar wat in die tweede tempel-era deel van hierdie feeste geword het. Een daarvan was die waterritueel. Elke oggend van die fees het priester tydens hierdie fees met 'n goue kruik na die Siloam-bad gegaan, water geskep en dit in die tempel by die altaar uitgegiet, saam met wyn. Die Jode het God se voorsiening van water in die woestyn hierso herdenk en die seën vir reën en oes afgesmeek. Vir die Jode was dit ook simbolies van die redding en toekomstige uitstorting van die Gees. In Jesaja 44 lees ons vers 3: Ek sal volop water gee op die dorsland, strome op die droë grond, en ek sal my Gees uitgiet op jou kinders, my seën op jou nakomelinge. Hierdie Siloam-bad het ook 'n interessante geskiedenis van Jesaja se tyd. Gaan lees bietjie gerus daarvan op. Jy kan lees daarvan in Konings en in Kronieke. 'n Fontein is herlei en 2 tonnels van beide kante is gegrou en mekaar in die middel ontmoet, sodat die vyande nie die water kon vat nie. En hierdie fontein mond uit nog vandag in die Siloam-bad. Kan jy glo 2700 jaar later loop daai fontein nog steeds? So met hierdie waterritueel is die water uit die Siloam-bad geskep en dan op die altaar gegooi met die verwagting van die toekomstige uitstorting van die Heilige Gees. Nog 'n ritueel was die ligritueel gewees. Reuse kandelare wat die hele tempelterrein verlig het as simbool van God se teenwoordigheid en leiding. Hierdie lig het die hele stad verlig. Die Joodse geskrifte vertel dat mans van gesag gedans het met brandende fakkels in hulle hande, terwyl die leviete op die trappe gesit en musiek maak het. Die lig was so helder dat daar nie 'n binneplaas in Jerusalem was wat nie deur hierdie lig van die tempel verlig is nie. Die lig was simbolies van die wolkkolom en vuurkolom waarmee God Israel in die woestyn gelei het. Hierdie ritueel het 'n sterk messiaanse verwagting gedra. Soos God in die verlede 'n lig gegee het, sou hy weer 'n verlosser stuur. So, die Jode het in tydelike tente gebly. Hulle het gewag dat God weer tussen hulle sou kom woon. Hulle het water gegiet op die altaar met die profetiese verwagting van die uitstorting van die Heilige Gees en hulle het hierdie ligritueel gedoen want hulle het 'n Messiase verwagting gehad van die verlosser. In hoofstuk 7 van Johannes sê Jesus dan die volgende: Op die laaste dag, die groot dag van die hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep: As iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat my glo, is dit soos die skrif sê: strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. So, die Jode vier dat God in die woestyn water voorsien het, en Jesus kom staan en verklaar, nou hier voor hulle. Ek is die fontein, sê hy vir hulle, soos die water uit die Siloam in die tempel uitgegiet is, so wil hy sy Gees uitstort in die wat glo. Party het gewonder toe hy dit sê. Is hy nie 'n profeet nie? Is hy nie dalk die Christus nie? Maar die skrifgeleerders en die priesters en die fariseërs wou niks weet nie. En dan lees ons in die volgende hoofstuk, in Johannes 8, lees ons vanaf vers 12.
Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Jesus' stelling tydens die Sukkot dat hy die lig van die wêreld is, verbind hom direk met die simboliek wat daarop dui dat hy die vervulling van God se belofte is, van 'n lig wat lei. Maar weer wou die Joodse leiers niks weet nie. En aan die einde van hoofstuk 8 wil hulle hom stenig, so kwaad is hulle, dat hy sulke dinge kwytraak. En dan, in hoofstuk 9 van Johannes, verbind Jesus hierdie twee simboliese rituele weer met homself. En die opskrif hierso is, Jesus genees 'n man wat blind gebore is. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers se? En Jesus antwoord, dit is nie deur sy eie sonde nie, ook nie deur sy ouers se nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien sal kan word. Solank as dit nog dag is, moet ons die werk doen, want die nag sal kom wanneer niemand kan werk nie. Terwyl ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld. Nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak met die spoeg 'n bietjie klei aan. Toe smeer hy die klei aan die man se oë en sê vir hom, gaan was jou in die Siloam-bad. Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan en hom gewas en toe hy terugkom, kon hy sien. En die res van die hoofstuk is 'n heen en weer ondervraery. Jesus het geloop, hy's nie meer daar nie, maar die mense wil weet. Hulle ondervra hom, want het hulle hom dan nog altyd geken. Hoe is dit dat jy nou kan sien? En hy's eerlik, hy sê ek weet nie, dit was daai man Jesus. En hulle vra weer en hulle vra, en dan vat hulle hom na die fariseërs toe. En dan begin die fariseërs hom interrogate. Oor en oor beskuldig hulle hom en vra hom. En dan sê hy op 'n stadium, ek het julle mos vertel, en julle het nie geluister nie. Hoekom wil julle dit weer hoor? Ek weet nie. En dan sê hy hierdie, seker een van die bekendste verse in die Bybel. Een ding weet ek wel, ek was blind en nou sien ek. En nog 'n ding, hy's verbaas om hulle dit nie raak sien nie. In vers 30 sê hy dan vir hulle, "Soms baie snaaks," sê hy vir hulle, "Julle weet nie waar hy vandaan kom nie, en tog het hy my oë genees. Ons weet dat God nie na sondaars luister nie, maar as iemand vir hom ontzag het en doen wat hy wil hê, luister God na hom." Van ewigheid af was daar nog nooit gehoor dat iemand die oë van een wat blind gebore is genees het nie. As hierdie man nie die man van God is nie, sou hy mos niks kon doen nie. En dan verban die fariseërs hom uit die tempel, die arme man. Plaas almal saam met hom bly is dat hy kan sien. Wat maak hulle? Hulle skop hom uit. Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het, en toe hulle hom kry, vra hy vir hom, glo jy in die seun van die mens? Hy het geantwoord, wie is dit meneer, sodat ek aan hom kan glo? Jesus het vir hom gesê, jy sien hom, dit is hy wat met jou praat. Onthou, hy het nie vir Jesus gesien nie, Jesus het dadelik geloop toe hy goed aan sy oë gesmeer het. Die man sê toe, ek glo Here, en hy het hom aanbid. Toe sê Jesus, ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op 'n beslissing, sodat die wat nie sien nie, kan sien, en die wat sien, kan blind word. Wat sien ons hier? Fisiese sig word 'n metafoor vir geestelike sig. Net soos die water van Siloam hom fisies gewas het, was Christus se genade sy geestelike oë oop. Die genesing is dus nie net fisies nie, dit is 'n teken van geestelike verligting.
Die man se oë word oopgemaak om te sien en later in die hoofstuk word sy geestelike oë ook oopgemaak om Jesus as die seun van God te erken. En dis die kontrapunt. Die blindgeborene kry lig, terwyl die fariseërs wat dink hulle sien, hulle dink hulle weet alles, hulle is in geestelike duisternis. Hy sê vir hulle, hy is in die tempel. Jesus sê vir hulle, hy is die tempel. Johannes begin sy boek met die woorde in Johannes 1 vers 14. Hy het onder ons kom tabernakel. Dit beteken, hy het onder ons kom woon. Soos God se tent in die woestyn in Israel se midde was, het Jesus nou vlees geword en letterlik is hy weer onder sy mense. Hy woon by sy mense, maar hulle sien dit nie. Met die water en die ligritueel vertel Jesus, hier is ek, en hy wys na homself, ek is die lewende water, ek is die ware lig. Maar hulle sien dit nie. Geestelik blind. Die fariseërs het die rituele geken, die profesieë uit Jesaja geken, die wonderwerke gesien, maar hulle harte was verhard. En vandag, so is daar ook baie godsdienstiges vandag in die kerk, of nie eers in die kerk, maar hulle kennis sonder hart. Jy kan die hele Bybel ken, maar as jou hart nie oop is vir God nie, sal jy nie die waarheid raak sien nie, en sal jy altyd blind bly. Waar mense veroordeel in plaas van onderskei. Hulle is meer gefokus op hulle eie status as op God se stem. En dan bly kerk net 'n godsdienstige ritueel, sonder ontmoeting. Doen al die regte dinge, doen al die goed, maar jou hart is koud. Jou oë bly blind. Strukture en reëls is die belangrikste en die gees se beweging word gemis. Vir die wat regtig God se stem wil hoor. Ons weet, almal van ons het blinde kolle. Net soos die fariseërs kan ons baie mild blind wees vir ons eie tekortkominge. Want ons is selfregverdigend. Ons dink ons ken alles. Maar ons mis soveel keer God se stem. Ons is onwillig om te erken dat ons verkeerd is. Want ons sien makliker 'n fout in ander raak, nie in onsself nie. Maar ons kan daaraan werk. Ons kan lees en luister na die woord, soos goeie grond wat God se saad ontvang. Ons kan eerlik wees oor ons toestand, erken waar ons blind is. Laat die Heilige Gees jou lei, en nie jou eie teologie opmaak nie. Ek sluit af. Die tabernakelfees het vir Israel herinner aan God se voorsiening van water en lig en sy teenwoordigheid. En Jesus kom sê, ek is daardie water, ek is daardie lig. En die vraag is, sien jy dit, of is jy nog blind? Wanneer ons blinde kolle erken en ons harte oopmaak, sal ons soos die man in Johannes 9 kan sê, ek was blind, maar ek sien nou. Kom ons bid saam. Here Jesus, U is die lig van die wêreld en die lewende water. Dankie dat U gekom het om nie net ons oë te open nie, maar ook ons harte. Ons bely dat ons dikwels blind is vir ons eie tekortkominge. Heilige Gees, wys vir ons blinde kolle, sodat ons kan groei in waarheid en in liefde. Maak ons oë oop om te sien, ons ore oop om U stem te hoor, en ons harte om U wil te doen, binne in die gemeente en buite in die wêreld. Laat ons leef as draers van die teenwoordigheid, sodat ander U lig en U lewe deur ons kan sien. In U naam Jesus bid ons dit. Amen.